almal en welkom by die oordenking van 15 Julie 2025. Die titel wat ons vandag oor gaan dink is aan jou is gegee. Dit kom uit Matteus 13 vers 10 tot 17 uit, maar ons gaan egter net vers 10, 11 en 13 lees. Vers 10 en 11 sê, en die disippels het gekom en vir hom gesê, waarom spreek u tot hulle deur gelykenisse? Toe antwoord hy en sê vir hulle, omdat dit aan julle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemel te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie. En dan vers 13 sê, daarom spreek ek tot hulle deur gelykenisse, omdat hulle terwyl hulle sien nie, en terwyl hulle hoor nie hoor of verstaan nie. Dit is soms hartseer om te sien en te hoor hoe gebrekkig mense se kennis en insig van die woord is, veral wanneer daar gelowiges en ongelowiges oor geloofsake gesels word. Daar is 'n geldige rede hiervoor, en as ons diep nadink oor die genoemde skrifgedeeltes, dan begin ons verstaan waarom hierdie verskynsel tussen ons voortkom. In die gedeelte uit Matteus vertel Jesus pas die gelykenis van die saaiër, maar die mense, selfs sy disippels, het dit nie begryp nie. Nou my kommentaar hierbo, wat ek nou gesê het, is geensins 'n oordeel oor enige individu of 'n groep binne die Christen gemeenskap nie. Jesus se woorde was gerig aan gelowiges, ongelowiges en sy vertrouelinge, die disippels. Dit spreek dus met ons almal. Nou ja, toe die skare wegbeweeg het en Jesus alleen met sy disippels was, het hulle hom gevra hoekom hy in gelykenisse leer. Nou, hier is die eerste belangrike punt. In Jesus se teenwoordigheid het hulle gefokus en begrip gesoek. Nie net oor sy manier van dinge doen nie, maar oor die betekenis van sy woorde. Sien jy dit raak? Sy teenwoordigheid. Vandag beteken dit dat ons doelbewustheid op sy moet sit om in sy teenwoordigheid te wees. Sy woord te bestudeer en deur die Heilige Gees openbaring te ontvang, en ons weet dat die Here dit met liefde aan ons gee. Dit beteken nie noodwendig dat ons in daardie oomblikke skielik alles van die woord gaan verstaan nie. Selfs nie eers die volle betekenis van 'n enkele skrifgedeelte nie. Maar dit skep die ruimte waarin die Heilige Gees ons oor tyd of met tyd leer en vorm. So word ons innerlike mens getransformeer en 'n lewenstyl en roeping gevorm wat op Christus gesentreerd is. En dit bring 'n Bybelse wêreldsbeskouing. Nou so sy woorde, Jesus se woorde, stelselmatig in ons harte en ons gedagtes ontvang. Die tweede kernpunt volg uit Jesus' stelling wat hy gesê het, omdat dit aan julle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemel te ken. Nou wat onderskei die disippels van die res van die mense? Nou kom ek stel dit meer in vandag se term, kom ek stel dit anders. Wat onderskei ons vandag van die wêreld rondom ons? En dis 'n enkele ding, is ons verhouding met Christus. Dit is die kern, die beginsel wat in Johannes 1 vers 12 uitgelig word, en wat 'n fundament in ons lewens moet wees. Nou, Johannes 1 vers 12 sê vir ons, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word. Aan hulle wat in sy naam glo. Ek vertrou dat jy wat hierdie oordenking lees of dan luister op YouTube, jou geloof reeds in Christus gevestig het en hom as jou Here en Verlosser aangeneem het. Hierdie insig wat ons deel, insig in sy woord en dit wat Jesus sê, is immers bedoel vir die wat hom aangeneem het as sy kinders. En dit word aan ons geskenk deur die werking van die Heilige Gees. Die gawe is tweevoudig. Eerstens ontvang ons die vermoë om sy woord te ondersoek en te begryp, en dan tweedens word ons diepte insig en openbaring gegee oor die betekenis en die implikasie van daardie skrifgedeeltes, van dit wat ons vanuit sy woord oordink. Neem nou die volgende twee skrifgedeeltes ter oorweging. Die eerste een kom uit Spreuke 25 vers 2 uit. En Salomo skryf daar, hy sê, dit is die eer van God om 'n saak te verberg, met ander woorde weg te steek, maar is die eer van konings om 'n saak na te speur. Nou ons, volgens 1 Petrus 2 vers 9, is 'n koninklike priesterdom. Ons is konings, ons is koningskinders. In terme van daai vers wat ons net uit Spreuke uitgelees het, as ons dan as konings gesien word, dan behoort dit 'n saak van eer vir ons te wees om die sake wat God in sy woord verberg het na te speur. Nou luister nou na die volgende een uit Handelinge 17 vers 11 uit.
En hierdie mense was edelmoediger as die in Thessaloniki. Hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die skrifte ondersoek of hierdie dinge so was. Nou, ons kan almal saamstem dat ons vandag leef in 'n tyd waar ons voortdurend oorval word deur sosiale media, deur preke, deur boeke, leerstellings van mense, beide binne ons gemeentes en daar buite. Nou hierdie oorvloed van inligting skep 'n skeuring tussen gelowiges, né? Dit bring verwydering vir polarisasie en dit lei tot verdeeldheid tussen verskillende denominasies en organisasies. Die hartseer gevolg daarvan is dat ons harte dikwels verhard raak teenoor die inspraak van die Heilige Gees. En ons worstel om die waarheid objektief te ontvang, juis omdat ons geneig is om ons eie leraars en denominasies se leringe blindelings te volg. Hoewel dit op sigself nie noodwendig verkeerd is dat ons luister na die mense wat vir ons leer in ons verskillende denominasies nie, kan dit nooit jou of my persoonlike verantwoordelikheid vervang om hierdie leringe self te ondersoek en dit met die skrifte vergelyk om vas te stel of dit regtig die waarheid is nie. Nou, ons moet die kernbeginsel raak sien. In vers 13 sê Jesus dat hy doelbewus in gelykenisse preek met 'n versteekte boodskap, sodat die wat ore het nie sal hoor nie en die wat oë het nie sal sien nie. Nou die vraag is hoekom? Waarom sou Jesus waarheid versluier as hy weet mense gaan dit nie verstaan of hoor nie? In vers 15 kom die antwoord. Jesus sê hulle harte het stom geword. Dit laat ons met 'n baie belangrike afleiding. As jou hart nie stomp is nie, beteken dit kan jy sy woorde wel verstaan en die openbaring van hulle betekenis ontvang. Maar wat beteken dit om 'n stomp hart te hê? Die oorspronklike Griekse woord is pakuno. En dit beteken, uit die konkordansies uit, dat dit 'n dik taai en by implikasie 'n vet of eeltrige beginsel is, né? 'n stomp hart. Anders gestel, 'n stomp hart is nie meer sag nie, dis nie meer oop en ontvanklik vir die stem van God nie. Hierdie geestelike verharding kom dikwels deur lae van onvergewensgesindheid, bitterheid, eie geregtigheid, 'n onwilligheid om te leer, geestelike hoogmoed, subjektiewe denke wat deur denominasies gevorm is, die verblinding van dwaling en valse leringe, en dit is alles faktore wat die hart afsluit teen korreksie en onderrig van die Here self. En om dit te onderskryf, wil ek net graag vir julle gee 2 Timoteus 3 vers 16, baie bekende vers. Hy sê die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing en tot onderwysing in die geregtigheid. Nou 'n stomp hart gaan dit nie ontvang nie. So dan kom die vraag is, as 'n hart hard geword het, waar word hy sag? Waar word dit ontvanklik en oop vir die waarheid? In die teenwoordigheid van die Here. In daaglikse gesprek en gebed met hom, 'n deurlopende strewe na gehoorsaamheid en 'n opregte begeerte om hom te behaag in alles wat ons doen, dink en sê. Dit vra dat ons bereid sal wees om sy stem te hoor en leiding te ontvang, selfs wanneer dit ons eie planne en roetine onderbreek. So kom ons vra vir onsself af, is wanneer die Vader ons op enige oomblik wil aanspreek, te midde van ons besige lewe, is ons bereid om stil te raak en hom toe te laat om ons te lei. Die Here het aan jou en my die vermoë gegee om sy woord te verstaan en insig te ontvang. Maar die vraag kom na ons toe, is jy en ek beskikbaar met 'n sagte en ontvanklike hart om in sy teenwoordigheid deur die Heilige Gees gelei te word en om 'n openbaring van Jesus se woord van die Gees af te ontvang? Nou ja, voorsgroet, onthou asseblief om die like, subscribe en share knoppies te druk. Kom ons kry ongelowiges by die Here en die gelowiges om meer die woord van God te oordink. So, dit is amen, so is dit en so sal dit wees. En mag God se shalom vrede julle bewaar tot ons volgende keer weer gesels. Totsiens.